Dis Dominee Frans Joubert wat van Lewende Hoop wat met u praat op 22ste Februarie 2026. Ons tema is waarheid en hier is die tweede aflewering. Ons gaan praat oor die man Kanaan, Markus 16 vers 15 en ander kontroversies. Of noem het kwelvrae, strydvrae, skilpunte. En dit gaan oor vervloeking, die ganse mensdom. Ons gaan 'n bietjie praat oor Simon van Sirene en dan genade en of verdienste. Wat is waarheid? Ons buig voor Vader en ons bid saam. Abba, ons buig voor U in erkentlikheid. Ons wil U eer en U naam groot maak vandag. En baie dankie ons koning, Messia Yeshua, dat U vir ons versoening bewerk het aan die vloekpaal en dat U steeds daagliks vir ons intree. Dankie dat U ons lief het en eerste lief gehad het. Dankie dat U ons beskerm en versorg. Dankie dat U ons deur U Heilige Gees jaloog in alle waarheid lei en sal lei. Maak weer eens oop ons gemoedere asseblief om U stem in hierdie boodskap ook te hoor en U woord om voorwaardelik te kan glo. Om my. Soos gesê, verlede week met die uitreik aksie, het ons so klein bietjie gesels oor waarheid. En begin met die teks van Johannes 14 vers 6. Yeshua antwoord hom: Ek is die weg en die waarheid en die lewe. En niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. En toe het ons ook genoem dat 14 staan in getalle deur, Bybelse numerologie, vir redding, verlossing. En 6 is die syfer van die Adamiet. Dat Messia is die waarheid en die volle waarheid. Hy is nie 'n halwe waarheid of 'n stukkie waarheid. Hy is die volle waarheid. En daarom moet ons elkeen ook streef daarna. Ons moet die volle waarheid soek. Eerstens Messia Yeshua. Maar ons moet ook egte waarheid najag met alles, veral met die Bybel en die vertolking daarvan. En vandag is daar nog enkele kontroversies of kwelvrae, strydvrae, wat baie mense ontskep in leuns. En waar ons bietjie gaan gesels. Ons het tydens COVID destyds in 2020 so bietjie daaroor begin gesels, asook oor die jare heen verskeie van hierdie goed genoem. Party van u gaan dit dadelik herken. Ons gaan so bietjie weer daaraan gedeeltelik aanraak. En dis alles aspekte om vader se kinders te mislei deur ander mense wat ons probeer regstel. Want ons word gewaarsku in Matteus 24 vers 4 en Yeshua antwoord en sê vir hulle: Pas op dat niemand julle mislei nie. En dit staan feitelik net so in Markus 13 vers 5, Lukas 21 vers 8 en ons word ook ernstig gewaarsku teen misleiding in 1 Korintiërs 3 vers 18, 2 Tessalonisense 2 vers 3 en 1 Johannes 3 vers 7. Want misleiding en dus leuns kan jou die ewige lewe kos. Jy kan mislei word tot op 'n punt dat jy die ewige lewe gaan mis. En dit ontspoor baie gelowiges weg van die waarheid af. En dan is jy eintlik besig, as jy besig is met leuns en halwe waarhede, dan is jy besig eintlik met die Satan. Hy is die vader van die leuen. Nou, een so kontroversie is met Noag se verhaal, is die vloek oor Noag se kleinseun, Kanaan, wat uitgespreek is. En dis Cham se nageslag. Nou, daar bestaan baie teologiese kommentare oor die gebeure van Genesis 9, vers 22 tot 27. Maar ons wil vandag waarheid soek en ook in hierdie verhaal daarna streef. Kom ons lees Genesis 9 vers 22. En Cham, die vader van Kanaan, het sy vader se naaktheid, die Hebreëse woord is erwa, gesien. Die woord vir gesien is ra'a. En dit aan sy 2 broers daar buite te kenne gegee. Mens wonder, né? En hoekom word Cham hier spesifiek as die vader van Kanaan genoem? Cham sien volgens die verhaal sy pa se naaktheid. En algemeen word dit vertolk
en het word so verstaan, dat hy sy pa in gewone plat Afrikaans kaal gesien het. En dan word nie Gam nie, maar sy nageslag, as die jongste seun, Kanaan vervloek. Iets klink snaaks. Ja? Nou sê Levitikus 18 vers 8, jy mag die skaamte van die vrou van jou vader nie ontbloot nie, dit is die skaamste ervaar of die naaktheid van jou vader. Skaamte is dus volgens die Hebreëus hier ook naaktheid. Dis die Hebreëse woord Strong 6172. 'n Mens kan die afleiding maak, soos dit hier direk gestel word, dat die naaktheid van 'n man is sy vrou. Dis tog redelik duidelik. Nou, die woord gesien, ra'a, in Hebreëus, word voorsaaklik vertaal en beteken om te sien, om waar te neem, maar ook om uit te vind, te leer van iets, aandag te gee, aan, uitmaak, soos, as jy sê, wat is dit? Dis ook om te onderskei, om jouself aan te bied of af te forceer. En dit is 'n nuwe betekenis. En wat dan hier staan eintlik is om jou eie vader, jou eie pa, en jy as man, dat jy hom sonder klere sien, naak of kaal, en bloot na hom te kyk. Dit kan tog nie 'n doodsonde wees nie. Met my eie pa se erge siekte toestand baie jare gelede, moes ek hom optel en hom dra en hom bad. Nou moes ek en my seuns, soos hierdie geval is, want dit is die seun van Gam wat vervloek is, né? Moes ons dan nou vervloek word oor ek my pa naak gesien het. Dit maak tog nie sin. Genesis 9 vers 24. Toe Noag van sy wyn wakker word en merk wat sy jonger seun Gam hom aangedoen het, sê hy, en hoor nou hier, Gam word nie vervloek. Vervloek is Kanaan, 'n knegt van die knegte met hy wees soos sy broers. Noag sien en merk wat hom aangedoen is, en hy vervloek nie vir Gam nie, wat die daad gepleeg het, maar net die jongste seun van Gam se nageslag, naamlik Kanaan. Nou hoekom net vir Kanaan en nie vir Gam? Of vir die ouer broers van Kanaan? Nou dit word nie vir ons spesifiek genoem nie. Wanneer het Noag dit gesien, wat hom aangedoen is nie? Dit kon dalk later gewees het, as direk, nadat hy nou glo kaal daar in die tent gelê het. Daar word ook nie vir ons vertel of Noag se vrou ook naak of kaal was in die tent nie. Dit word deur baie so veronderstel en aangeneem, en dit staan in baie kommentare dat mense so dink. Ja, alhoewel sy seker ook saam van die wyntjie geniet het. Ja, vrouens as 'n reël, glo ek, sal nie sonder klere sommer in 'n slaapvertrek gaan lê nie, al het hulle ook 'n bietjie onder die invloed geraak. En selfs mans, wil ek vir u sê, sal nie net sommer van hulle klere ontslaa raak, as hulle nou onder die invloed raak nie. Dit sal eintlik raar wees. Ja, in my vorige lewe het ons dit 'n paar keer gesien. As mans te dronk word, dan val hy net om en hy begin snork. Hy het hooggooi met sy klere. Ja, ons het dit al gesien. En ons wil glo, Noag was glad nie eers dronk, glad nie eers kaal in sy tent, dalk dronk ja. Nou is daar baie teoloë wat beweer, dat Gam vir sy pa Noag gekastreer het, en daarom die vervloeking. Nou, my persoonlike mening is, dat daar eerder net daar groot oorlog sou gewees het, want die ander broers, Sem en Jafet, glo ek nie sou so bloeddaad net aanvaar het nie. Maar hulle het weggedraai en weggekyk. Hulle het hulle gesigte weggekeer en verkies om nie te sien wat Gam hulle vertel het nie. Nou, 'n stukkie realiteit, met kastrasie sterf baie manne weens bloeding. En sou Noag sekerlik nie baie wel gevoel het nie. En die Bybel kon, of sou dit waarskynlik genoem het. Hoekom is dit nie genoem nie? Maar Noag gaan voort met 'n profetiese uitspraak, asof hy eintlik nog goed en gesond voel. Kom ons lees, Genesis 9 vers 26. Verder het hy, dus Noag gesê, geseënd is Jahwe, die Elohim van Sem, maar Kanaan met sy diensknegt wees. Sem en Jafet word geseën, maar Gam word oorgeslaan. En dan Kanaan, Gam se seun, die is vervloek om die knegt van Sem en van Jafet te wees.
Net van interessantheid, wie is die Semiete en Jafiete vandag? Nou die afstammelinge van Sem is blanke Israeliete wat die beloofde land gevestig het, in die beloofde land gevestig het, as die kinders van Abraham, Isak en Jakob, né? Hulle nageslag. Afstammelinge van Jafet was blanke Adamiete wat in Egipte en in Europa gevestig het, voordat Israel in verstrooiing gegaan het. Ons sal eendag meer daaroor gesels. Kom ons lees Genesis 10 vers 6. En die seuns van Gam was Kus, Misraim en Put en Kanaan. Nou net Kanaan die jongste seun is vervloek. Hoekom nie die ouer broers nie? Of Gam hulle pa? Kanaan was die jongste en dalk 'n laatland, maar is waarskynlik verwek deur Gam by sy eie ma, terwyl sy en Noag onder die invloed in die tent gelê het. Dalk kon Noag sien dat sy vrou basies, sê maar, verkragt is op 'n manier, of haar klere dalk van haar gestroop, of 'n ruk later dat sy swanger is. En hierdie produk van bloedskande word vervloek. Want bloedskande is 'n gruweldaad in Elohim se oë. In Levitikus 18 vers 17 word streng gewaarsku teen al hierdie gruweldade, soos daar genoem, wat al bloedskande. Hoekom sou Elohim daarna net die nageslag van Kanaan spesifiek uitsonder om verdelg te word, met die banvloek getref te word, sodat alles wat leef dood gemaak moet word? Is dit nie steeds dalk dieselfde rede nie? Kom ons lees en sien dit. Genesis 10 vers 15. En Kanaan was die vader van Sidon, sy eerstgeborene, en van Het, dis die Hetiete, en die Jebusiete, en die Amoriete, en die Girgasiete, en die Hewiete, en Arkiete, en Siniete. Vers 18, en die Arvadiete, en Semariete, en die Hamatiete. En daarna het die geslagte van die Kanaaniete hulle versprei. En hier word 10 kinders van Kanaan genoem en hulle nageslag. En dan sê Jahwe Elohim in Exodus 23 vers 23. As jy iets weet van getalle leer, 23 in die negatief staan vir dood. En let hom, dis Exodus 23 vers 23, 2 maal dood. Ne? Die Afrikaanse Bybelse indeling is partykeer fantasties. Jahwe konstateer dat hy hulle almal sal vernietig. Dis uitwis en vertel. En dan volg ook 'n baie spesifieke bevel of opdrag aan Israel, Deuteronomium 7 vers 1. As Jahwe jou Elohim jou inbring in die land waarheen jy gaan om dit in besit te neem, en hy baie nasies voor jou uitverjaag, die Hetiete, Girgasiete, Amoriete, Kanaaniete, Feresiete, Hewiete en Jebusiete, 7 nasies meer en magtiger as jy, en Jahwe jou Elohim hulle aan jou oorgee, dat jy hulle verslaan, dan moet jy hulle geheel en al met die banvloek tref. Jy mag geen verbond met hulle maak nie en hulle nie genadig wees nie. Dit beteken, niemand mag gespaar word nie. Dis uitdelging, dis uitwis, dis vernietig. Is ek reg? Dis toch wat hier staan, hè? Deuteronomium 7 vers 3. Jy mag jou ook nie met hulle verswaar nie, jy mag jou dogter nie gee aan sy seun en sy dogter nie neem vir jou seun nie. Deuteronomium 20 vers 16. Maar van die stede van hierdie volke wat Jahwe, jou Elohim, jou as erfenis sal gee, moet jy niks wat asem het laat lewe nie. Dis baie rof. 20 vers 17. Maar jy moet hulle heeltemal met die banvloek tref. Dan word weer eens Kanaan se nageslag genoem. Die Hetiete, die Amoriete, die Kanaaniete, die Feresiete, die Hewiete en Jebusiete, soos Jahwe jou Elohim jou beveel het. Niks wat asem het nie. Weet jy, dit sluit tot al die diere. Dis regtig, as jy dink heeltemal met die banvloek tref, dis totale uitdaging, totale uitwissing, alles doodmaak. En as jy hiermee dis iets dink, dan klink dit verskriklik. Jahwe Elohim het dit toe vasbesluit. En dit word bevestig deurdat dit 'n paar keer in die skrif vir ons herhaal word, soos ons dit nou gelees het. Sou hy van plan verander?
terwyl die woord sê dat daar by hom geen omkeer is nie, en dat hy onveranderlike Elohim is? Nee. Malagies 3 vers 6 sê, want ek, Jahwe, het nie verander nie, en julle kinders van Jakob is nie verteer nie, en dit staan vir ons in Hebreërs 13 vers 8 geskryf, Yeshua Messia is gister en vandag dieselfde tot in alle ewigheid. Hy het ook nie na die vloek uit dood verander nie, of van plan verander nie. Met Jahwe se vervloeking oor Kanaan en sy nageslag, sien ek nêrens in die skrif, dat dit verander is. Nou is daar so baie, duisende teoloë, en dalk miljoene Christene, wat so 'n teksie hierna uit die Bybel aangryp, en dan gaan hulle op loop daarmee, sonder om die hele woord van Elohim in konteks of in samehang te lees, of nog minder te bestudeer. Daar is baie ander tekste wat kontroversieel is. En een daarvan is, met Messia aan die woord, Matteus 28 vers 19. Gaan dan heen, maak disippels van al die nasies, en doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees, en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. Onthou is Yeshua aan die woord. Dis sy gebooie wat ons na moet kyk. Nou hier staan al die nasies. En eerstens wil ons uitwys, in die nuwe vertaling, party nuwe vertaling staan daar, en baie predikante en pastore sê alle nasies. Dis nie alle nasies nie. Nou interessant, ek het bevoorreg om 'n baie interessante konkordansie te hê van 'n Grieksprekende, Zodiatus konkordansie. Hy is 'n blanke Grieksprekende gelowige wat Grieks baie goed ken en verstaan. En dan sê hy dat daar 'n aksent op hierdie die nasies is en dat dit eintlik 'n dubbel die is, né? Verwysend dan na 'n baie spesifieke groep mense of dan spesifieke nasies. Die teks moet dan eintlik so lees, meer korrek. Gaan dan heen, maak disippels van al die nasies. Want die kom 2 keer voor in die Grieks. Nou met so 'n spesiale uitsondering, wat gerieflikheidshalwe deur baie wegvertaal word, om die vermengingsteologie so bietjie te pas, moet ons uitvind watter nasies. En dan is dit baie interessant dat hierdie dubbel aksent kom net voor by die teks van Handelinge 15 vers 17. Sodat die oorblyfsel van die mense, daar staan anthropos, dis eintlik Adamiete, Jahwe kan soek, en al die nasies oor wie my naam uitgeroep is, spreek Jahwe wat al hierdie dinge doen. Oor wie is sy naam uitgeroep? Net oor Israel alleen. Sien maar Deuteronomium 28 vers 10, 2 Kronieke 7 vers 14 en Daniël 9 vers 19. Nou hierdie tekste en sommiges wat volg, is vir baie van u al eintlik oorbekend. Maar as ek wil dit graag herhaal, sodat jy dit kan onthou, dat jy dit kan memoriseer. Nou Messia konstateer sy eie roeping, en hy gee self vir ons 'n opdrag of 'n bevel in Matteus 15 vers 24. Ek glo feitlik almal hier ken die teks uit hulle kop. Maar hy, Yeshua, antwoord en sê, ek is net gestuur na die verlore skape van die huis van Israel. En in Matteus 10 vers 6 staan daar, en toe hy die disippels opdrag gee, en hy gee ook daai opdrag vir elkeen van ons, né? Maar gaan liewer na die verlore skape van die huis van Israel. So, watter nasies is baie duidelik, die nasies van Israel en niemand anders nie. Want anders gaan die varke en die honde onderaan julle verskeur, Matteus 7 vers 6. Moenie wat heilig is vir die honde gee nie, en gooi julle parels nie voor die varke nie, sodat hulle nie miskien met hulle pote dit vertrap en omdraai en julle verskeur nie. En word ons nie deesdae verskeur nie, op allerlei maniere, veral in hierdie land. Nou daar is nasies en of mense, wat as honde en varke geklas word deur die Bybel self. Dis nie regte vierpotige honde en varke nie. Kom ons sien ook Filippense 3 vers 2.
Let op die honde, let op die slegte arbeiders, let op die versnyding. Openbaring 22 vers 15, maar buite is die honde en die towenaars en die oorreders en die moordenaars en die afgodedienaars en elkeen wat leuns liefhet en doen. Hierdie is 'n verskriklike harde woord. Die nageslag van Abraham is baie nasies, maar nie al die nasies wat uit Abraham gebore is, word eens uitverkies nie. Net in Isak se nageslag is die belofte van seën en versoening. Galasiërs 4 vers 28. Maar ons, broeders, is soos Isak, kinders van die belofte. Maar soos destyds by hy wat na die vlees gebore is, hom wat na die gees was, vervolg het, so is dit nou ook. Ja, wie word vervolg vandag in hierdie wêreld? Die blanke Adamiet. Die kinders van Isak as Israeliete. Galasiërs 4 vers 30. Maar wat sê die skrif? Werk die slavin en haar seun uit, want nooit mag die seun van die slavin saam met die seun van die vrye erwe nie. Mense, dit staan in die Nuwe Testament, onder die leiding van die Heilige Gees geskryf, né? Nooit beteken nie dalk na die kruisiging nie. Want baie teoloë beweer mos, met die kruisdood, met die voetvalle, met Golgotha, het alles verander. En dan sê hulle eintlik, Yeshua is veranderlik. En ons weet, hy is nie. En ons weet dat die seun van die slavin is Ismael vanuit Hagar. En hulle afstammelinge is die Arabiese nasies wat met hulle Islam godsdienst, die blankedom en die Christene se grootste vyande vandag is. Dat mense kan met u gesels oor wat regtig in die land aan die gang is, hoe hulle toeneem, en hoe hulle toeneem in die wêreld, u behoort dit te weet. Europa word oorspoel, Engeland is 2/3 van al die stede is nou Islam, met burgemeestertjies wat Islamiete is. Die seun van die vrye is Isak, soos ons almal weet, uit wie Jakob as Israel gebore is. Dit is dus slegs Israel wat uitverkies is deur Jahwe Elohim en niemand anders nie. En by herhaling, dis nie die Jode daar in Palestina en oor die wêreld. Hulle is Kain en Esau se daar geslaan. Maar sal baie Christene dan vir jou wil sê, en ek hoor dit so gereeld, ja maar. Daar is dan tekste wat juis vir ons vertel dat ons die goeie nuus as evangelie aan die ganse mensdom moet vertel. En dan is dit dus nou sogenaamd vir almal. En dit staan so in die Bybel, ongelukkig nie so lekker vertaal. Maar ons wil egter beklemtoon dat die Heilige Skrif nooit teen homself sal praat nie. Sou daar 'n teenstrydigheid wees, dan moet ons soek vir 'n vertaalfout of dat die Skrif homself verklaar totdat daar duidelikheid is. Nou een teks wat dan baie graag gebruik word deur die Judeo-Christendom, want soos ek hulle noem die Joodse Christendom, is Markus 16 vers 15. Nou kom ons lees eers die evangelie, die Engelse teks van King James vertaling. Markus 16 vers 15. Mark, soos hulle in Engels sê. And he said unto them, go ye into all the world and preach the gospel to every creature. Nou in Afrikaans staan hy so vertaal, en hy, dis Yeshua het vir hulle gesê, gaan die hele wêreld in en verkondig die evangelie aan die ganse mensdom. Nou kom ons hou weer stil by hele wêreld. In die Grieks staan daar kosmos, en dit was die bekende area van destyds. Daar die wêreld om hulle, in hulle omgewing wat hulle geken het. Dis nie die ganse aardbol nie. Nou volgens die Engels moes dit dan, hierdie ganse mensdom, eerder wees as jy het vertaal in Afrikaans volgens die Engels, elke skepsel. En dan kan dit dalk impliseer die ganse mensdom. Maar ons het met 'n probleem, dat die apostel Paulus skryf vir ons in Handelinge 5 vers 31, 13 vers 17, 13 vers 23, Romeine 9 vers 27, Romeine 11 vers 26 en Romeine 8 vers 8, of Hebreërs 8 vers 8, skies, dat die koninkryk van Israel gaan herstel word. Daar staan nie die ganse mensdom gaan herstel word. Daar is 'n groot verskil. Né?
U kan dit daar lees op die bord, né? Nie die ganse mensdom gaan herstel word nie, maar slegs die koninkryk van Israel. Johannes skryf vir ons in Openbaring 7 vers 4 en 21 vers 12 van Israel as die uitverkorenes. Paulus en Johannes skryf nadat die opdrag aan Markus gegee is. Markus kry die opdrag, gaan verkondig dit oralste, né? Praat hulle nou teen Markus? Nee. Of is daar iets wat dalk bietjie verbloem is vir ons, weggesteek? Ek hoop party van julle maak bietjie notas, of al maak jy dit net hier, dat jy oor so bietjie knoop. Ja, Handelinge 1 vers 6 sê, en die wat by mekaar gekom het, vra hom, dis vir Joshua toe, en sê, Meester, gaan u in hierdie tyd die koninkryk vir Israel weer oprig? Daar staan nie, dat hulle hom vra, wanneer gaan u die ganse mensdom weer oprig? En wanneer gaan u Israel weer oprig? Nou kom ons dan 'n bietjie logies. Every creature, of dan elke skepsel, kan nie beteken alle kreature of skepsels op die aardbol. Of ook in teenstelling met wat die ander apostels geskryf het. Dit kan nie weerspreek wat die ander apostels ontvang het. Daar staan wel dat Yeshua, Messia, het almal gesond gemaak in Matteus 8 vers 16 en 12 vers 15 en Lukas 4 vers 40, 6 vers 19 onder andere. Maar ons weet, dit was toch net in daardie direkte omgewing waar hy was, waar hy ook definitief nie almal gesond gemaak het. Dis 'n skryfwyse, né? Hy het net in daai area sekere mense gesond gemaak, maar dis 'n skryftaal wat daar staan, alle mense, of almal, né? Nou kom ons by die oorspronklike woord in die Grieks, wat vir ons waarskynlik die beste antwoord gaan sê. Dis so 'n tongknoper, ketisis, wat vertaal word as every creature, of dan verkeerdelik 'n ganse mensdom. Nou ja, as jy na die woord gaan kyk, volgens, ek het twee konkordansies, hulle is so 12 of 14 volumes, en daar is 25 bladsye geskryf oor hierdie een woordjie, ketisis. En dan sit ek met Zodiatus en 'n paar ander. Nou dit kan 'n klompie goed beteken, naamlik gebou, soos die gebou waarin ons is. Skepsel, skepping, instelling, ordinansie. Die implikasie is dat dit 'n geskape wese is wat opgebou is en onderworpe is aan instellings, ordinansies, verordeninge. En dan sou dit dan eintlik beter vertaal wees as oorspronklike skepping. En daar is so 'n vertaling. En ek gee dit vir jou op die bord, né? Ketisis vertaal as every creature of dan ganse mensdom. Die mees korrekte vertaling in Afrikaans sou wees oorspronklike skepping. Dit kom van die woord ketiso wat dui op eienaarskap, iets behoort aan iemand, né? En verband hou oor die woord katawomai wat beteken om te verkry of te koop. En dit dui op daai sin dan op verlossing, versoening en redding, want Messia het ons kom koop met sy bloed. Nou een vertaling wat ek het, sê die woord ketisis is oorspronklik skepping. Ek is nie die enigste wat dit uitgevind het nie. Ek erf maar van baie mense. En dan dat die Adam, en Adam beteken bloesem, is tog duidelik die beeldnis van Jahweh as die oorspronklike skepping. Dis is die bedoeling van hierdie woord ketisis, en dit dui dit op 'n spesifieke skepping wat die eienaarskap is van Elohim en opgebou word en is deur verordeninge. Hy het ons verordeninge gegee sodat hy ons kan rig en hy ons kan oplig en opbou. Nou daar's net een volk in die hele Bybel wat beskryf word as die eiendom van Jahweh, van Elohim, né? En dit is Israel. Sien tekste soos Deuteronomium 7 vers 6 en 7 vers 7, waar Jahweh konstateer dat hy Israel alleen uitverkies het. Baie mense sê, maar dis onregverdig. Nee, is nie onregverdig nie. Onthou dat hy 'n soewereine opperwese is. Hy is die groot pottebakker, hy kan kies wie hy wil. Dis sy reg. Hy kies wie hy wil.
Amos 3 vers 1 sê, hoor hierdie woord wat Jahwe oor julle gespreek het, oor kinders van Israel, oor die hele geslag, of die hele ras as jy wil, want die Griekse vertaling sê genos daar, onder andere, né? Genos, genetika. Oor die hele geslag wat ek uit Egipte land laat optrek het, naamlik, julle alleen het ek geken uit al die geslagte van die aarde. Dat hy op eienaarskap, né? Want hy het beloof dat hy hulle, dis Israel, sou terugkoop soos wat hy wel gedoen het deur die bloed van Yeshua, Messias, soos die Bybel vir ons sê. En daarbij moet ons dan duidelik besef en ook groot klarigheid. Jy moet dit in jou gemoed kry, dat daar net een volk uitverkies is, naamlik Israel, uit wie daar baie ander volke ontstaan het, as die blanke Germaanse volke. Wat beteken Germaan? German. Ger beteken ras-eg opreg. En jy kan daarby byvoeg blank, en man is man. Ne? Dus German beteken opregte, ras-egte, blanke man. Destyds in Europa, toe ons daar was, 26 jaar terug, praat ek met 'n paar van die Duitse vriende wat ons daar ontmoet, en ek sê vir hom, ja, weet jy wat beteken Duits? Duits? Nee. Ek sê, aus God sein, om uit Elohim te wees, uit God te wees. Ek sê, in German beteken, opregte, ras-egte, blanke man. Want kyk, daai man swel, die knope het amper gespat. En die trane loop sy wang af. Ja, die Duitse vriende, ek dink soos ons mense, vertel. En weet jy wat? Die wonderlike voorreg, ons as boerevolk is deel van hulle. En dit word bevestig in die Bybel self. Ek ken almal Jesaja 18 en Sefanja 3. Nou, inteendeel is die nageslag van Kanaan vervloek, waarvan die Hetiete ook afstam. En weet jy wat? Sommige nasies aan die weste van Suider-Afrika stam ook van hulle af, want hulle het so om Afrika getrek, hulle moes vlug vir die Islam. En hulle het kom vermeng met die Khoisan. Jan van Riebeeck het 'n paar van die Hetiete daar in die Kaap ontdek, toe hulle aangekom. Ja, die nageslag van Ismael staan daar, mag nie saam erwe nie. En Islam is vandag baie ander nasies, né? En weet jy wat? Soos ek vir gewys het, hulle word as honde en varke geklas volgens die Bybel. Dit is baie erg rassisties. Aan hulle almal mag die evangelie as die goeie nuus van redding nie verkondig word nie. Want dis heilig. Daar is 'n ander belangrike aspek rondom die teks van Markus 16 vers 15, naamlik die syferwaarde, oftewel die gematria van die woord ketisis. Dit bevat die faktor as getal van 153. Nou mense wat die Bybel goed ken en wat al baie hier geluister het, sal dadelik herinner word aan die groot visvangs met 153 visse wat gevang is in die verhaal van Johannes 21 vers 11. Simon Petrus het in die skuit geklim en die net op die land getrek vol groot visse, 153 in getal, en alhoewel daar so baie was, het die net nie geskeur nie. Hierdie is 'n mooi storie op sy eie. En dan, wanneer jy die getalwaarde of die syferwaarde van die uitdrukking seuns van Elohim, wat dogters insluit, gaan opsoek, dan sien jy dis 153. En soos al vir baie mense hier vertel. Ek het destyds die vraag gevra, hoekom nie 150 nie? Dis 'n mooi afgeronde getal, né? Of 144, dis mos nou 'n Bybelse getal. En nou is dit interessant om so 'n paar feite weer vir die Hebreërs te gee rondom hierdie syfer. Klomp van julle het dit al baie gehoor, maar ons wil dit inskerp. Die storie van Johannes 21 vers 1 tot 12 in die groot visvangs word in die Grieks presies in 153 woorde vertel. Meester Yeshua het op aarde gewandel presies 153 maal 8 maal 10 dae. Hy het, soos in die 4 evangelies opgeteken,
presies met 153 mense hulle bedien, gesond gemaak, uit die dood opgewek, duiwels uitgedryf. Ons het die lys as julle dit wil sien. Ek sal dit iewers daar op my rekenaar kry. Ja, vanaf sy geboorte tot sy hemelvaart was hy 153 mal 8 mal 10 dae, dis 1, 2, 2, 4, 0 dae op die aarde. En as jy nou daai getal deel deur 365, dan soveel dae in 'n jaar, dan kry jy 33,53 jaar, of dan benaderd 33,5 jaar, wat ons almal weet, dis die tydperk wat hy op aarde deurgebring het en gewandel. Nou die syferwaarde van visse, die Griekse woord is ichthus, en die van die woord net, diktion, se waarde is almal, of beide, 8 mal 153, 1, 2, 2, 4. Ons gaan nou weer op die bord wys. Waarvoor staan 8? 8 staan vir 'n nuwe begin, in getalle deel. Soos op jou klavier, die elke 8ste noot, vra vir ons musiekfabriek, hulle sal vir jou verteken. Elke 8ste noot is 'n nuwe herhaling, met 'n behoor oktaaf. Nou is dit baie interessant en insiggewend dat die gematria of die uitdrukking van seuns van Elohim, Beni Elohim, het soos ons gesê het, by herhaling is 153. En ons wys hom vir op die bord. 153 Griekse woorde, visse, 153 mal 8. Diktion, 153 mal 8, 1, 2, 2, 4. Yeshua het 153 mense bedien, soos in die 4 evangelies opgeteken. En hy was op aarde 153 mal 8 mal 10 dae. Dis 1, 2, 2, 4, 0 dae. En dit is 33,5 jaar. Dink jy dis toevallig? Nou hoe werk dit? By herhaling vir baie mense wat dit al ken, maar vir die wat nie is hier vandag. Die Hebreëse asook die Griekse alfabet is letters het syferwaardes in kolomme van 1 tot 9, 10 tot 90 en 100 tot 900. In Hebreëus kry jy Alef is 1, Bet is 2, Gimel is 3, Dalet is 4 ensovoorts. In die Grieks is dit Alpha is 1, Beta is 2, Gamma is 3, Delta is 4, Epsilon 5 ensovoorts. Nou in die antieke tye het hulle somme gemaak met die letters. Daar was nie syfers nie, né? En dit beteken dat elke woord, elke naam soos hy voorkom in die oorspronklike geskrifte, sy letters met hulle syferwaardes kan jy optel. 'n Mens kan 'n woord of 'n naam of 'n kort uitdrukking, gewoonlik nie meer as 5 woorde nie, sy syferwaarde dan so kry. En jy kan ook, as jy nou 'n bietjie gevorderd wil wees, en hoër stapie hoër wil gaan en moeiliker wil gaan, kan jy dit vermenigvuldig. Nou die gematria of syferwaarde, kan ek vir u sê, is 'n vaste wetenskap, gebaseer op eenvoudige wiskunde, en dis nie veranderlik nie. En die mens kan dit ook nie manipuleer nie. 2 en 2 is 4, kan maak net wat jy wil. En 3 maal 3, dis hoeveel? 27, voor u dalk sê nee. 3 tot die derde mag. Ja, ons sterf so 'n bietjie. Daar is die seuns, wat dogters insluit van Elohim, as die visse, 8 maal 153, wat deur die seuns van Elohim as die nette gevang moet word. Kan jy dit insien? Sodat hulle kan gered word en verander kan word na die volle beeldnis van Messia Yeshua. Want die woorde in Johannes 14 vers 6, ek is die weg, is ook 8 maal 153, 1, 2, 2, 4. So jy verteenwoordig Messia, jy is in sy plek op hierdie oomblik op die aarde, om die ander visse wat nog in die see hier buite is, te gaan vang. Weg, waarheid en lewe is ook 153 maal 8. En ek wys dit vir jou op die bord. Ek is die weg, 8 maal 153. Jy weet, seuns van Elohim, dogters van Elohim, en die woorde weg, waarheid en lewe, 153. Al hierdie woorde en begrippe met dieselfde waarde, syferwaarde, is dus gelyk aan mekaar. Dit is presies dieselfde, né? So die groot visvang storie vertel vir ons dat net sekere mense as seuns en dogters van Elohim
mense as Adamiete in sy beeldnis gered kan word, eintlik deur Messia Yeshua alleen. Hy as die weg, die waarheid en die lewe. En dat sommiges, ons wat hier is, en al 'n pad gestap het wat al klaar gevang is deur Yeshua. Die voorreg het om as die nette hier buite mense te kan verstaan. Ja, dat hulle 'n nuwe begin kan maak. En met die tyd tot die wederkoms wat nou bitter min is, ek kan vir u sê, ek glo nie daar's 'n dekade oor nie, is dit nie net 'n voorreg nie, maar dis ons almal se taak, want die oes staan wit op die lande, soos die skrif self sê. So mag jy, my liewe volksgenoot, geliefde hier teenwoordig, deel wees van die net wat kan help om van ons naastes in te bring in Elohim se koninkryk. Mag Jahwe Elohim se seën en sy guns oor jou heers in hierdie tyd van die benoudheid van Jakob wat reeds oor ons aangebreek het en begin het, oor jou en my wat klaar uitverkies is, klaar in sy koningskap is. Jy weet, as ek dink aan die voorreg van uitverkiesing, is dit so geweldig. Dis iets wat mense nie eintlik kan begryp nie. Nee, ons kan dit net tot 'n mate verstaan. Maar dat ons begenadig is as deel van die nette, wat reeds hierdie nuwe begin gemaak het, dis baie meer, dis so groot, dat ek dink ons menslike verstand kan dit nie eintlik verwerk. Iets wat hierby aansluit as nog 'n kontroversie. Ek lees die verhaal van Simon van Cyrene, wat Yeshua se vloekpaal moes dra. Kom ons lees dit, Markus 15 vers 21. En hulle het 'n sekere Simon van Cyrene, wat van die veld afgekom het, die vader van Alexander en Rufus gedwing om sy kruis, vloekpaal te dra. Die doopskruis kom nêrens in 5000 en iets Griekse geskrifte voor. Daar staan storos, wat beteken vloekpaal. Nou Cyrene was 'n stad destyds in Noord-Afrika, 'n Romeinse provinsie, ek weet of ek die naam uitspreek nie, Cyrenaica, so 'n snaakse naam, naby die Middellandse See. Ons ken dit vandag as Libië. Nou, dit was 'n baie besige Griekse handelsstad met so ongeveer 100,000 plus inwoners. Nou, in daardie deel was daar 'n baie gevestigde Judaïtiese gemeenskap en Simon was waarskynlik van hierdie Judaïte wat opgekom het na Jerusalem toe vir die Pasga feestyd. Hy het honderde kilometers afgelê om daar te kom. En ek wil vir julle verseker was hy 'n blanke Israeliet en Judaïet. En hy was dan eintlik ook 'n vreemdeling, iemand wat sekerlik min of niks geweet het van Yeshua Messia. En ons lees dan spesifiek as jy 'n verwysing wil soek, Handelinge 2 vers 9 tot 11, van volksgenote vanuit ver lande soos Cyrene, Simon van Cyrene, hy kom van Cyrene af, in Libië, wat opgekom het na Jerusalem. Judaïte staan daar uit elke nasie vir die Pasgafees. Judaïte is vanuit Juda, teenoor Judeërs as landgenote. Simon vanuit Afrika was nie 'n neger of 'n swarte nie, net so min soos wat een van u hier as boere swart is. En skielik word Simon, en dis die aangrypende deel, hy word deel van seker die belangrikste verhaal in mensgeskiedenis. Hierdie blanke vreemdeling uit 'n ver land vanuit Afrika word gedwing om Messia se vloekpaal te dra. Hy was 'n sterk man. Ek probeer my, hy was 'n groot ou gewees. En so was hy dan seker ook die omstander by die vloekpaal van Messia, toe die rowers en hy daar vasgespijker is. En ek glo hy het al die gesprekke ook gehoor. As jy die vloekpaal gedra het, dink ek nie gaan jy sommer net weghardloop nie, jy gaan kom kyk wat gaan hier alles aan, né? Hy het seker al die gesprekke aangehoor en alles aanskou. En hierdie man het dalk niks van Messia geweet nie, maar ek glo daardie dag het alles vir hom verander. Want hy het waarskynlik gehoor wat die een kwaaddoener, wat aan die een vloekpaal was, gesê. Hy het ook Yeshua se woorde gehoor.
Kom ons lees dit. Lukas 23 vers 42. Hy sê vir Joshua, dink aan my meester, wanneer u in u koninkryk kom. En Joshua antwoord hom, voorwaar ek sê vir jou, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Nou, hierdie kwaaddoener word deur Joshua aangeneem en aanvaar vanuit sy groot genade. Wat het hy gedoen? Omdat hy in oorgawe en in vertroue en geloof Joshua aangeneem het op daai stadium. Dit verklaar het. Nee? Al was hy sy hele lewe in ongeloof en hy met sulke booshede besig wat die doodstraf verdien het, dan was hy 'n robbejak, as ek nou plat mag sê, né? Sekerlik het hy nie 'n goeie lewe gehad of gelei nie. Hy was dalk 'n skerminkel en 'n boef. Die les hieruit is dat jy en ek niks kan doen om Joshua se genade te verdien nie, behalwe om aan hom oorgawe te maak in geloofsvertroue en om as Joshua Messia te erken en te bely as ons verlosser en ons saligmaker. Dis eintlik so eenvoudig as dit. Dis nooit te laat nie, mag ek dit weer sê. Dis nooit te laat nie. As jy sy stem hoor, verhard nie jou hart nie. Verhard ook nie jou hart teen waarheid nie. Hoeveel keer lees ek vir mense uit die woorde. Maar as hy sê eie Bybel het nie, sê hy glo net staan sy Bybel. Maar sy Bybel net so myne. Maar dink jy het staan daar. Mense, dis tragies so mense hulle harte verhard teen waarheid. Verhard nie jou hart nie, waar staan dit? Hebreërs 3 vers 15, om daar gesê word, vandag as julle sy stem hoor, verhard julle harte nie, soos in die verbittering nie. Hebreërs 4 vers 7, dan bepaal hy weer 'n sekere dag, naamlik vandag, nie môre nie, môre is dalk te laat. As hy soveel later deur Dawid spreek soos gesê is, vandag as julle sy stem hoor, verhard julle harte nie. Dink net aan die impak op Simon van Sirene. Hy het nie die vloekpaal gekies nie, of om Joshua te ontmoet nie. Elohim het uit sy genade besluit om hom so nader te trek, né? En so die vloekpaal hom eintlik ontmoet. Baie keer werk Elohim se genade so, dat dit na jou en my toe kom, nog voordat ons dit weet, of voordat ons weet dat ons dit nodig het, né? Soos met Simon van Sirene en die kwaaddoener. Verskies, as ek bewoor raak hieroor. Dalk omdat iemand vir jou en my gebid het. En daarom kon ontmoet Messia Joshua baie keer vir jou en my. Ek weet my ouers het baie vir my gebid. Ek glo vir al my ma. Soos meeste ouers doen vir hulle kinders. Sodat Messia Joshua se genade jou en my tegemoet kan kom. Dat hy ons kom ontmoet, soos vir 'n Simon van Sirene. Abba, ons buig vir u in aanbidding en in dankbaarheid. Dat ons kan en mag deel in u uitverkiesing. Wat 'n grootse genade is dit nie. Abba Vader, dankie dat u elkeen van ons vandag weer van niets af ontmoet en tegemoet kom. Laat ons asseblief u stem hoor en u uitnodiging herken en erken. Al is ons dalk so besig met allerlei ander dinge en routines wat ons vashou. Mag ons dan ook waardig bevind word om te help om die oes in te samel van die siele wat aan u behoort en u beeldnis is. Mag ons die net wees wat u uitgooi. Heer, ons vra ons dat u ons van misleiding en leuns sal bewaar op alle vlakke en dat u Heilige Gees ons sal rig en lei op elke tree wat ons beweeg, sodat ons waarheid sal soek en dit najag. En ons dankie in die wonderlike naam van Messia Joshua, u wat reeds oorwin het,
sodat ons kan oorwin. Amen.